wil vandag met jou praat oor tekens voor 'n nuwe seisoen. Tekens voor 'n nuwe seisoen. En ek wil hê ons moet begin om saam te lees uit 'n skrif wat jy dalk gaan ken. Maar moenie omdat jy dit ken, daai attitude hê van, ek ken dit nie. Maak jou hart oop vir wat die Here vandag 'n lewende woord wat hy vandag vir jou wil gee, want ek glo hy wil. Kom ons lees saam vanaf vers 18 Jesaja 43. Maar moenie, sê saam met my, moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, sê saam met my, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Julle kan dit al sien kom. Hierdie skrif is baie na in my hart, want van kleins af, as ek gehoor het van hierdie karakters van die Bybel, van Moses, en voor hierdie stuk praat die Here met sy mense oor Moses, en hoe hy wonderwerke gedoen het vir Moses, en die see oopgemaak het vir Moses, en van kleins af, as ek dit gehoor het van Moses, en van Jona, en van Dawid, en Goliat, en Noag, dat die Here die ark se deur vir Noag toegemaak het, en hy klippie geguide het, om net op die regte plek te slaan vir Goliat, al daai goed het ek gehoor, en het is great, maar dan het ek hierdie onrustige gevoel in my gehad, van, dis great, Here, maar as u dit vir hulle gedoen het, hoekom kan u dit nie vir my doen nie? Ek soek ook iets van dit. Van kleins af vra ek die Here, ek wil nie net opstaan, eet, oorleef en doodgaan eendag, en nie in my lewe, soos hulle kan getuig, dat u hand op my lewe was nie. Ek wil hê my lewe moet, u hand moet so op my lewe wees, dat ek ook 'n hoofstuk in die Bybel kan wees. Dat iemand ook my storie kan lees en kan sien, yes, die Here, hierdie was 'n gewone mens, maar die Here het ongewone dinge in hierdie ou se lewe gaan doen. Dis 'n diep begeerte in my van kleins af. En ek dink daai begeerte kom nie uit myself uit nie, dit kom van die Here af, en dis presies wat God hier vir sy mense sê. Hulle is op 'n baie moeilike plek hier, en hulle het al amper hulle situasie aanvaar. Dis nou maar net hoe dit is, en die Here is nie meer met ons nie. Hulle is ook ongehoorsaam gewees en in ballingskap, en nou is hulle in hierdie situasie, en as hulle glo in die Here, hulle weet hy bestaan, hy's daar. Hulle glo net nie hy's hier nie. En hulle glo in die werke wat die Here gedoen het van Moses, en dis hoekom dan kom die Here deur die profeet Jesaja, en hy sê, julle glo, ek het vir Moses die see oopgemaak, en dis great, maar dis nie wat geloof is nie. Dit begin daar, maar hoekom het ek vir jou 'n boek gegee met daai storie in, om te weet, dis wat ek gedoen het daar, sodat jy moet glo, en dis lewende geloof, dat ek is hier, ek is nog steeds God, en ek wil 'n bonatuurlike groot wonderwerk in jou lewe kom doen. Dis wat ek wil hê julle moet glo. Inteendeel sê hy vir hulle, kyk, dit staan op die punt om te gebeur, met ander woorde, ek het dit reeds beplan. Dit wat die nuwe ding wat ek in jou lewe wil doen, ek het dit reeds beplan, dit staan op die punt om te gebeur, maar dan sê die Here 'n baie belangrike ding. Dan sê hy, julle kan dit al sien kom. Jy kan vir my daai volgende een opsit, Jakes, die ander vertaling vra dit so, sien julle dit nie? Ek het 'n plan gemaak, ek is van plan, en ek het dit reeds beplan, en ek het reeds die proses aan die gang gesit. Sien julle dit nie? Daar's van julle wat nou vir my sit en luister. En die Here het klaar sy engele opdrag gegee om hierdie proses te begin van 'n nuwe seisoen wat hy wil voortbring in jou lewe, 'n nuwe ding wat hy in en deur jou lewe wil kom doen. Maar die Here sê, hy vra jou vandag, maar sien jy dit? Maar dit is belangrik dat jy dit besef. Nie net glo jy in daai waarheid nie, maar sien jy dit gebeur? Sien jy dis aan die gang? Want daar's tekens wat ons behoort te sien, wat ons behoort bewus te maak. Die Here is besig om te werk in my lewe. Dis tyd vir 'n nuwe seisoen. En vanoggend wil ek met jou praat oor 2 van daai tekens. As mens deur die Bybel bestudeer, is ek seker mens kan 'n paar kry, maar hierdie 2 gaan in almal se lewe, elke gelowige se lewe voorkom, en ek seker, miskien op hierdie oomblik is daar so 'n teken in jou lewe. Die eerste teken is 'n heilige onrustigheid in jou gees. 'n heilige onrustigheid, en ek kan self sê onvervuldheid, 'n heilige onvervuldheid, onrustigheid in jou gees. Voor die Here
iets in jou lewe gaan kom verander, gaan hy eers iets in jou kom verander. Voor jy dit gaan sien met jou oog, hierdie werk wat die Here wil kom doen in jou lewe, aan die buitekant, gaan jy dit eers voel in jou gees, hier in die binnekant. En soos ek sê, dis 'n tipe van 'n onrustigheid. Jy weet aanvanklik nie, wat is dit? Wat is hierdie ding in my wat so onrustig voel, wat ek onvervuld voel? Dis 'n gevoel van my lewe is so vol van so baie dinge, en dis belangrike dinge, maar skielik voel ek so leeg. Skielik smag ek na purpose. Skielik smag ek na meer. En as jy hier vandag sit en jy sê, "Jesus, ek voel dit, dan wil ek vandag vir jou kom sê, dis die Here wat jou gees voorberei vir die volgende ding wat hy in jou lewe wil kom doen. Hy roer in jou 'n onrustigheid, en as ek sê onrustig, dan bedoel ek nie ondankbaar nie. Nee, mens is altyd dankbaar vir waar mens is en vir wat jy het en vir wat die Here al reeds in jou lewe gedoen het. Maar die God wat ons dien, hy stop nooit nie. Hy sê, moenie stil staan by daai dinge nie. Moenie stil staan by wat ek vir Moses gedoen het nie. Moet ook nie stil staan by die groot dinge wat ek al in jou lewe gedoen het nie. Ek is die God wat iets nuuts doen. En ek beplan iets nuuts vir jou. Kan jy dit nie sien nie? Voel jy dit nie? Ek's besig om in jou iets te stuur, dat jy honger na meer, na hierdie meer wat ek in jou lewe wil kom doen. En familie, ek kan getuig daarvan, in elke seisoen van my lewe, van kleins af, wat voor die Here 'n amazing ding in my lewe gedoen het. I first felt it. En het gekom soos 'n onrustigheid, wat gaan nou aan? Die goed waarmee ek besig is asof dit op 'n kol het dit my opgewonde gemaak en my laat groei, en is net asof nou het dit 'n ceiling geslaan. Die plekke waar ek beweeg het, op 'n kol was dit exciting, nou het dit te klein geword. Die gesprekke wat ek voorheen gehad het, op 'n kol het dit my gestuur, en nou is dit net nie meer dieselfde nie. Daar's iets in my wat onrustig is. En dan die Here die proses begin om met my te werk of my te sê, daar's meer. Daar's meer, ek wil weer. Daar's meer, ek wil weer. En as jy Bybel toe gaan, dan kyk jy na byvoorbeeld Nehemia wat ek nou van gepraat het. En dan sien jy, Nehemia was 'n bekerdraer. 'n Bekerdraer van 'n ongelowige koning. So hy basies, as hierdie koning lus was vir wyn, dan het hy vir hom wyn ingegooi. En as hy en sy buddies 'n vergadering gehad het, dan het hy vir die manne wyn geskink. Dis wat hy gedoen het. Hy het nou al baie aansien, die koning het gesien, hier's iets anders op hierdie ou. En die guns en die teenwoordigheid van die Here het op hom gerus. Maar dis basies waar het sy lewe bestaan het. En ek seker hy het gesmag na meer, en hy hoor toe op 'n kol dat sy volk is in die moeilikheid. Dit gaan nie goed met hulle nie, die mure is afgebreek, en dit gaan so sleg daar, en hierdie ding kon hom nie los nie. En die Here gebruik daai nuus soos 'n lepel, 'n geestelike lepel, om te stuur in Nehemia se hart en in sy gees, om te stuur en te stuur. En dit is nie net 'n emosie en 'n gedagte wat gekom het en gegaan het nie. Hy kon dit nie afskud nie. Dit het hom slapelose nagte gegee, en hy het gebid hieroor, en die Here begin hierdie onrustigheid in hom, en so het sy roeping begin, dat hy die leier geword het om terug te gaan na sy volk toe, om daai muur te herbou en die tempel weer op te rig en in te rig, want die Here het hom geroep vir iets groter as homself, en iets groter as dit waar hy nou was, en so beplan die Here iets vir jou, groter as waar jy nou is. Dit mag goed wees, jy mag 'n meaningful seisoen hê in jou lewe, jy mag besig wees met goeie dinge, maar daar's altyd meer, daar's altyd 'n volgende seisoen. En as ons te veel vasklou aan 'n seisoen en aan die goeie dinge in ons lewe, en baie keer doen ongeloof dit, ons dink is dankbaarheid, maar ons is net te bang om hierdie te verloor, want net nou is die volgende nie so goed soos hierdie nie. Net nou as ek hierdie verloor, is daar nie 'n volgende ding nie. So as ek iets in my lewe het wat net goed genoeg is, dan hou ek vas in dit. Maar dit kan jou stop, kan jou stagneer. Ek dink as die Here sê, moenie stil staan by die vroeëre dinge nie, sê hy vir ons, moenie stagneer nie. Moenie ophou glo dat daar's 'n volgende seisoen nie, en dat ek wil aanhou werk in jou lewe nie. Ek dink aan Daniël. Die Here gee vir Daniël 'n vision. Hy praat met hom. Maar Daniël verstaan nie lekker wat die Here vir hom sê nie. En toe begin Daniël bid
vir 'n oortuiging, vir clarity. Wat is dit wat u vir my probeer wys? Wat is die volgende seisoen? Wat gaan u doen? Ek verstaan dit nie. En dis waar die Daniël vas vandaan kom, hy begin vas. En hy sê, tot die Here vir hom nie die antwoord gee en dit duidelik maak nie, gaan hy aanhou vas. En hy vas en hy bid en hy vas en hy bid met erns dat die Here vir hom 'n oortuiging moet gee en clarity in die vision. En dan sien ons, dan kom die Here en hy gee vir hom daai oortuiging. En dis 'n belangrike beginsel dink ek in hierdie punt. Wat moet ek doen? Hoe moet ek reageer as die Here in my hart kom werk en hy stuur die onrustigheid in my? Nes Daniël. As die Here daai heilige onrustigheid in jou wakker maak. Baie keer as mens, wat ons doen is, ons kyk na ons lewe en ons sien, Jesus, ek is baie besig, en my lewe het nie lekker balans nie, gaan dit ooit hê? Dis maar die lewe vandag, net is gejaagd, en baie keer dink ons, ek moet net in die buitekant gou iets kom uitsorteer, dan gaan ek daai vrede hê. Ons moet net op vakansie gaan en wegkom uit Alberton uit, dan gaan ek weer daai vrede terugkry. Nee. As die Here daai onrustigheid stuur, dan gaan jy nie daai vrede terugkry nie. Nie totdat jy nie stil word en met die Here ontmoet nie meer jaag om die buitekant uit te sorteer nie, meer stil word om in die binnekant te hoor. Wat is dit wat u regtig vir my probeer sê? Wat is dit wat u besig is om te doen in my lewe? Wat wil u met my doen? Wat's die purpose? Wat's die vision vir hierdie nuwe ding wat u in my lewe wil kom doen? En jy kan dit nie doen, familie, as jy nie meer stil word, meer tyd in sy woord spandeer en regtig met alle erns die antwoord, die vision om dit te pursue met alles in jou asof dit die belangrikste ding is wat daar is vir jou nie. As jy dit nie met daai hart pursue nie, dan gaan jy dit nie kry nie. As Daniël net gebid het vir 1 of 2 dae en sê, okay, ek is nou weer honger, ek het 1 of 2 dae gevas, die Here sê niks, hy moet maar praat wanneer hy wil praat, maar nou gaan ek net aan. Die Here kan nie 'n vision toevertrou wat groot is en belangrik is en lewens, ander mense se lewens hang daarvan af as hy met daai purpose wat hy deur jou wil vervul, as jy dit met so gesindheid hanteer nie. Hy wil sien hoe ernstig is jy oor dit wat hy met jou praat en wat hy in jou lewe wil doen. Ek lees vir jou uit Hebreërs 11 wat genoem word die hoofstuk van geloof. Dit praat van al hierdie geloofshelde, maar dit begin met hierdie woorde: om te glo. As ons praat van geloof, om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers van wie hulle geloof, en ons kan amper sê, dis hierdie tipe geloof wat hierdie mense gehad het in die Bybel, waarvan daar met soveel lof getuig word. Hulle het hierdie oortuiging gehad, hulle was ernstig oor hierdie onrustigheid in hulle, en wat is dit wat u met my lewe wil doen? Ek wil weet, ek is passievol, ek wil dit doen, ek wil saam met u werk, so praat met my. Hulle het met erns daarna gesoek, na daai oortuiging, en dan het God vir hulle daai oortuiging gegee. En vandag wil ek vir jou sê, miskien is dit iets wat jou bang maak. Jesus, ek voel iets, maar ek weet nie wat dit is nie. Miskien is dit net ek, of miskien is dit die Here, maar wat as ek nou gaan bid en ek vas en ek hoor nie by die Here nie? Miskien is ek nie so geestelik nie. Daniël en van hierdie mense, Jesus, as party mense vas en bid, dan kom die engele hier af. En dit voel of die hemel oopgaan, maar ek is een van daai mense nie. Miskien maak dit jou bang. En ek sê altyd as ek jong ouens trou, want ek sien daai nerves op hulle gesig voor hulle trou. Dan sê ek vir hulle, dis wat groot datums doen. Groot dinge en groot season shifts in jou lewe, jy moet nervous wees. Dis nie 'n slegte ding nie, dis 'n goeie ding, want hier's iets groots wat voor lê en jy moet dit met alle erns hanteer. So jy moet nervous, daar moet 'n bietjie nerves wees. Maar met daai erns, channel daai nerves, vat dit na die Here toe en sê, Here, ek wil weet wat u vir my wil sê. Ek kan dit voel, u's besig, hier kom 'n verandering in my lewe, en dis nie sommer net enige verandering in die buitekant nie, dit begin in die binnekant. U is besig met my, sê vir my wat u vir my wil sê, wys vir my wat u met my lewe wil doen. Sal die eerste teken wees, is die Here stuur in jou 'n heilige onrustigheid. Dan kom die tweede gedeelte, en ek wil nie sê dis die nie lekker gedeelte nie, maar dis, of dit vir jou nie lekker, of dit is vir niemand van ons lekker nie, but it's gonna happen, en dit is die toetse. As die Here jou roep, vir iets groots, dan gaan hy vir jou toets. Dan gaan hy vir jou toets. Hy gaan jou geloof en jou gehoorsaamheid toets op 'n hele ander level. En hierdie sien ons as 'n patroon reg deur die Bybel.
As ek dink byvoorbeeld aan Josef. God begin eers binne, né? Onthou, en hy gee vir hom 'n droom dat hy hierdie leier gaan wees. Net daarna het hy groot moeilikheid in sy familie. Eerstens, sy broers verkoop hom as 'n slaaf. Nou is hy 'n slaaf in 'n ongelowige plek, en in hierdie plek beland hy onregverdig in die tronk, en jy kan net dink wat se rigting hierdie ou se lewe kon vat, om te sê ek is kwaad vir die Here, ek is kwaad vir my familie, almal wat my moes gehelp het, en ek is kwaad vir almal, ek is klaar. Nou stap ek 'n ander pad. Maar hy hou sy gesindheid reg, en hy hou aan glo, die Here het binne my gestuur, en hy het vir my 'n woord gegee, en ek gaan vashou aan daai woord, en dit is normaal dat die duiwel op jou skouer kom sit, en sê, as die Here vir jou gesê het, jy gaan 'n leier word, luister broer, jy sit in die tronk, hoe gaan dit gebeur? Hoe gaan dit gebeur? En wanneer gaan dit gebeur? En hy kom met hierdie vrae, en hierdie accusations, en hierdie evidence, van dit wat jy kan sien, wat so teenstellend is met die oortuiging wat die Here vir jou in jou hart gegee het, en die woord wat die Here vir jou gegee het. Toe sê, ek gaan in jou en jou family iets great doen. En hier is hierdie ou vir jare 'n slaaf en in die tronk, vir jare. So maklik kon hy opgegee het, maar hy doen nie, hy hou vas, en in daai tronk het die Here begin werk in hom, omdat hy sy gesindheid reggehou het, en aangehou vasgehou het, bly vashou het aan daai oortuiging, die Here gaan dit doen. Hy's besig, hy sal dit alles uitwerk, en die Here het dit uitgewerk. Ek dink aan Dawid, ons almal prys Dawid vir Goliat. Die Here het vir Dawid, toe hy 'n tiener was, toe gee hy vir hom die woord, dat hy gaan koning word. Van toe af gebeur 'n paar goeie goed, né? Hy wen vir Goliat, great, dis alles goed, maar daai einste wen veroorsaak vir hom moeilikheid. Want nou is daar hierdie jaloesie in koning Saul. En toe shift alles om hom, en hier begin sy toetse. Hy het gedink dit gaan van goed na beter na beste, gaan hy net so die paadjie uitklim. Geen ou, luister wat ek jou sê, geen ou wat vir die Here iets groots gedoen het, sy lewe loop so nie. Niemand nie. Niemand gaan van, ek is 'n goeie mensie, ek gaan kerk toe elke Sondag, kom ek bid 'n bietjie, okay, daar praat die Here met my, dit gaan bietjie beter, kom ek serve bietjie in die kerk, kom ek doen bietjie goed, boom, daar's bless die Here my meer en nog meer en nog meer. Daar's geen ou wat so 'n storie het nie. Niemand wat ek ken nie. Jy moet my kom sê as jy iemand ken, ek ken nie een nie. Nie in die Bybel nie, nie in hierdie wêreld nie. Elke keer voor die Here iets amazing, groot, wonderbaarlik, wat net hy kan doen, gedoen het in iemand se lewe, was daar moeilike toetse, en hier begin Dawid se. En hy word gejaag deur Saul en sy mense, wat hom geprys het vir Goliat, hy het hulle lewens gered, nou jag hulle hom soos 'n dier. En waartoe kon hy gaan? Nou hardloop hy na die Filistyne toe. Nou is hy onder hierdie ouens, wie se groot leier hy doodgemaak het, en hy het geweet, hulle gaan hom doodmaak tensy hulle nie dink hy's 'n gevaar nie. So wat doen hy? Hy maak of hy 'n mal mens is. Die Bybel sê die spoeg het oor sy baard afgeloop. Hy het gemaak of hy 'n dronkie is, of hy crazy is. Soveel so dat die Filistyne gesê het, jy moet dink hoe goed moes hy act, né? Soveel so dat die Filistyne gesê het, hierdie ou is vir ons geen gevaar nie, laat hom maar hier hang tussen ons, is fyn, ons lag, hy kan vir ons 'n bietjie grappies kom vertel vanaand. Imagine wat hy moes deurgaan, maar hy het die loop met hierdie ding in sy hart, maar iets gesê dan, ek gaan koning wees. Wat gaan nou aan? En vir jare, leef Dawid in 'n grot, en in die grotseisoen, werk die Here met daai mannetjie se hart. En die Here stel hom voor aan mense, almal soos hy wat vlugtelinge is, bring die Here by hom bymekaar, en die Here begin werk op 'n manier in hom, om alles uit te werk, om daai woord wat hy vir hom gegee het, om dit te realiseer, maar daar was groot toetse. As jy dink aan ons Here Jesus, voor sy bediening begin, lei die Heilige Gees hom in die woestyn in, 40 dae, laat die Here toe, dat die duiwel hom poeier met toetse, terwyl hy gaan vas. Voor hy die opstanding gekry het wat beloof is, moes hy eers sterf aan die kruis. En hier's die realiteit, familie, voor die Here vir jou iets groots gee hy eers vir jou groot moeilikheid. Toetse. En hy kan nie net vir jou vat van, en dit is wat vandag se onvolwasse Christen dink moet gebeur. Ek bid dan, hoekom gebeur dit nie?
Nêrens in die Bybel staan, net omdat jy gebid het, gaan die Here gou vir jou gee wat jy wil hê nie. Nêrens. Die Bybel sê ons moet bid en glo, maar dan moet ons kyk. Moenie een versie vat en die hele Bybel wegskeer nie. Vat die hele Bybel en sien die konteks van manne en vroue wat gebid het en gesê het, Here Jesus, ek gebruik my. Wat kom na dit? Moeilikheid, toetse. En die Here doen dit want hy's lief vir jou en hy moet sien of hy dit wat hy vir jou wil gee, of hy jou kan vertrou met dit. End uit. Of hy jou kan vertrou met dit, want dit gaan nooit net oor jou nie, hy gaan iets deur jou doen, ook vir ander mense, en hy moet sien of hy jou kan vertrou met dit. Jy weet, ek is lief vir Josh, oneindig lief vir hom, maar ek gaan nie vir hom nou 'n kar gee nie. Ek gee nie om hoe hy vra daarvoor nie. Ek gaan dit nie vir hom gee nie, hy moet eers deur die proses gaan, hy moet volwasse word eerstens, dan moet hy al die toetse skryf wat hy moet skryf en deur al die loops gaan wat hy moet gaan, dat ek weet hy's reg, vir sy eie veiligheid en vir ander mense. Hy moet deur die toetse gaan. En net so is die Here te lief vir jou om jou net te bless met groot goed, sonder om jou deur die nodige toetse te sit. So vandag sit jy dalk hier en jy sê, "Jesus, Jacques, ek ervaar nou groot toetse." Wat is die Here mee besig? Want dit voel, eerlikwaar, voel dit vir my of hy my roer. Dit voel of die Here my pak slaag gee, dit voel of hy my straf, want hoekom as hy 'n goeie ding in my lewe wil doen, gaan ek nou deur al hierdie slegte dinge, hierdie moeilikheid, kan ek vandag vir jou sê. Die Here, die toetse is nie 'n teken dat die Here jou verlaat het nie. Die toetse is 'n teken dat die Here jou voorberei. Dat die Here jou voorberei, en dit is so belangrik in die geval van Josef, in die geval van Dawid en net so vir my en jou, dat ons gesindheid reg moet hou, en dis deel van geloof om die Here toe te laat om my te toets. En om sy proses en sy tydsberekening en alles wat hy doen te vertrou, he will work it out for my good. Maar dit is so belangrik dat die Here die gesindheid van my hart kom toets. Jy weet, ek dink selfsugtigheid is 'n groot ding. Soveel Christene bid en hulle dink hulle het geloof omdat hulle bid. Maar as jy mooi gaan kyk, en Jakobus praat hiervan, jy kyk na, maar hoekom vra hulle vir iets? Dit gaan net oor hulle self. Gaan net oor hulle self. Let's be honest, jy sien nou, vandag, meeste Christene met 100 miljoen rand, of met 100% gesondheid, of met 'n netwerk van 100 powerful ouens, wat vir hulle deure kan oopmaak, hulle sal, nommer 1, nie meer afhanklik wees van die Here nie, hulle sal afhanklik wees van daai resource, en nommer 2, hulle sal dit gebruik net vir hulle self. Meeste Christene. En so kan die Here nie net vir jou bless, omdat jy vra daarvoor nie. Elke ding moet koninkryks purpose hê. God se seëninge gaan nooit oor my nie. Dit gaan oor dat ek soos 'n kanaal moet wees. Hulle sê mos is die see kan deur 'n strooitjie gaan, as hy in die reg align is. En net so moet die Here sien, is my hart align? En as hy nie is nie, gaan hy vir hom buig so. En almal van ons moet eerlik erken, ons almal se harte moet maar gebuig word 'n bietjie. Ons is mens, ons het 'n sondige natuur. Maar ek dink is belangrik dat jy besef, goud wat in die vuur gaan, miskien as jy vandag hier sê, ek loop deur die vuur, Jock. Ek voel of ek brand, dan kan ek vir jou sê, brand maar. Want goud word nie vernietig in die vuur nie. Goud word verfyn in die vuur. En wanneer die Here jou deur vuur sit, deur 'n vuurlopie sit en jy's in die oond, weet jy wat hy besig om te doen? Hy's besig om goed weg te brand wat nie deel moet wees van jou lewe nie. Hy's besig om gewoontes, mense, daar's allerlei dinge wat hy uit jou lewe uit moet verwyder om jou te vat na die volgende seisoen toe. En jy moet dit toelaat. Jy moet dit toelaat. Dis nie lekker nie. Dis glad nie lekker nie. Die verfyningsproses is nie lekker nie, maar dis nodig. So ook so staal. Staal word nie swakker in die vuur nie. As dit in die vuur gaan, kan jy dit vorm, en as dit daar uitkom, is dit sterker. Net so, daar's goeie dinge wat in jou lewe is. En die Here sit jou deur die toetse, want in daai toetse, in daai vuur, maak hy vir jou sterker. Hy vorm jou en maak jou al hoe sterker vir die ding wat hy beplan vir jou. Die vraag is, gaan jy die pad end uit saam met hom stap? Gaan jy vertrou in sy hart en in sy hand, dat hy besig is met jou? Verder in Hebreërs, in die hoofstuk van geloof, Hebreërs 11, vers 6, dit sê hierdie woorde, as 'n mens nie glo nie, en onthou nou wat het hy gesê in vers 1 en 2, ons moet daai oortuiging hê, dat die Here is besig.
En as jy nie so glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Dis onmoontlik. Wie tot God nader, moet so glo dat die Here bestaan. Nie hy bestaan, hy's daar nie, hy's hier, hy's besig. En dat hy die wie hom soek, die wie soek wat hy wil doen en wat hy vir hulle sê, hy sal hulle beloon. Hy sal hulle beloon. Nie wanneer hulle wil nie, nie soos hulle wil nie, maar hulle moet dit glo met alles in hulle. Hulle moet vashou aan daai oortuiging, hy sal my beloon. Ek is besig om te doen wat ek voel hy vir my gesê het ek moet doen. Ek is in hierdie proses, maar dis moeilikheid, dis golf op golf op golf wat my slaan, maar ek gaan vashou want ek glo hy sal my beloon. Hy sê, as jy die wil van die Here wil sien, en as jy sy plan vir jou wil sien, as jy die nuwe ding wil sien, dan moet jy vashou. It's gonna take some courage. Dit gaan nie net wees, jy het 'n gebedjie gesê en nou gebeur dit vandag vir jou nie. Dit gaan 'n pad wees. En as jy praat met elke ou in die Bybel, as ons al hier op hierdie stage kan sit en sê ons net een ding, ek dink hulle sal sê, gee sommer vir net een ou die mic, en hulle sal vir jou die een boodskap sê, jy kan nie 'n getuienis hê. Jy kan nie 'n getuienis hê, as jy nie deur die vuur gaan nie. Dan het jy geen getuienis nie. As daar nie 'n situasie en 'n seisoen in jou lewe is waar jy waar dit actually vra van jou om te glo terwyl jy nie sien nie, dan beteken jou geloof niks nie. Then you've got no testimony, 'n testimony wat jou touch. As jy iemand op Facebook luister en jy luister getuienis en dit touch jou, hoekom touch dit jou? Want hulle is deur die vuur. En net so moet die Here ons deur situasies sit nie om ons seer te maak nie, maar om ons te bou, om ons sterker te maak en om 'n getuienis met ons lewe te skryf. Wat nie gaan oor my nie, maar wat gaan oor die Here Jesus, wat vir mense wys, die Here leef en hy's by my, omdat daar iemand aan 'n kruis gesterf het. En nou kan die Here by my wees en hy's besig met my lewe en kyk hoe hy dit uitgewerk. Geen mens, al die mense saam kon dit nie so uitwerk nie, maar die Here het hierdie storie met my lewe geskryf. En hoe beautiful is dit nie as jy sê, ek het gevoel, dis wat die Here vir my sê, mense het gedink ek's mal, maar dis wat ek gevoel het, en ek het vasgehou daaraan, kyk hier het ek in my Bybel gemerk, kyk hier het ek hierdie goed neergeskryf, hier het ek gevas, ek het gebid, hierdie mense sal getuig, hulle het saam met my gevas en gebid, ek het met hulle geshare, en ek het deur hel gegaan hier op aarde, maar kyk waar die Here my uitgebring, alle eer aan die Here. Dis 'n getuienis, en dis wat die Here vir elkeen van ons wil gee. So ek vra jou, wat sien jy? Op hierdie stadium, wat voel jy? En wat nou? As jy voel, yes, Jacques, ek voel, die Here is besig, ek kan, dit wat jy praat, ek wil skree, want ek voel dit, dis besig om met my te gebeur. Dan wil ek vir jou sê, jy moet nader tot die Here, en clarity kry. En as jy clarity het, moet jy die pad saam met hom stap. En weet, dis okay as daar toetse kom, beteken nie dat jy nie verlaat nie, beteken hy's besig om jou te vat en jou voor te berei. Familie, as jy die Bybel bestudeer, dan is daar 'n groot ding wat jy sien in elke mens se lewe wie 'n groot roeping ontvang het. En dis, ek wil hierdie woordjie gebruik, voorwaardes. Voorwaardes. Die Here roep niemand sonder voorwaardes nie, niemand nie. Gaan lees jou Bybel en jy sal sien, as hy iemand roep, dan kom dit met 'n voorwaarde, dan sê hy vir hulle, onthou nou, ek gaan hierdie met jou lewe doen, en ek gaan jou seën, maar as ek dit doen, en dan is daar voorwaarde, dan verwag ek X, Y en Z van jou. Anders gaan hierdie einste seën teen jou draai, en ons sien dit keer op keer gebeur in die lewe van die volk, dat God bless hulle, en hy saam met hulle, en hy doen great goed in hulle lewe, en dan vat hulle dit net, en hulle gaan doen net weer wat hulle wil. So dis belangrik, soos jy nou tot die Here nader, nie net sê, wat wil jy in my lewe doen, okay, kom ons doen dit nie. Vra vir die Here, maar wat is die voorwaarde van hierdie vision? Wat is die voorwaarde van hierdie ding wat u in en deur my wil doen? En die Here sal vir jou 'n koninkryks doelwit aan dit heg, ek wil hê jy moet hierdie vir my doen. Daar's iets in jou karakter en daar's iets in jou agenda, in jou motief, in jou fokus in die lewe, jou purpose, wat oor hom gaan. Dit gaan nie oor jou gaan nie. En jy moet dit neerskryf, en jy moet dit onthou, en jy moet altyd daarna toe terugkom, dat jy seker maak, jy leef dit, want anders draai daai eindse seën, draai teen jou, en dit wat 'n seën was, word 'n straf. Dit wat iets was, wat ek die Here voor geworship het, word 'n afgod in my lewe, en dan smash dit my hele lewe.
En dis nie gewone moeilikheid nie, daai is 'n ander tipe moeilikheid wat ons eendag van sal praat. Maar die Here bly genadig, né? En hoe goed is sy hart. En vandag wil ek net eindig deur dit vir elkeen van julle te sê. Die Here het 'n plan met jou lewe. En die Here is opgewonde. Ek dink hy sal vir almal van ons ruk hier vandag en sê, kan jy nie sien? Dit staan op die punt om te gebeur. Ek is besig met jou lewe. Kan jy dit nie voel nie? Dit is nie jou lewe en die besig en die dit en die dat nie. Dis ek wat hier stuur. Jy besef dit nie want jy word nie stil genoeg by my nie. Omdat jy nie by my voete sit nie, dink jy dis al hierdie goed waarmee jy besig is, maar dis nie daai goed nie. Kom sit by my dat jy sien, dis ek. Dis ek wat in jou stuur. Luister vir hom en hy sal met jou praat en stap die pad saam met die Here. En hy sal 'n nuwe ding in jou lewe doen. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus vir u woord. Dankie dat ons keer op keer, soos ons deur die woord gaan, sien hoe genadig u is. Dankie dat u altyd opgewonde bly om met ons te praat en om nuwe betekenisvolle dinge in ons lewe te doen. En so is dit my gebed, Heilige Gees, dat u met elke hart hier sal ontmoet, wat nou oopmaak en sê, Jesus Here, ek smag na dit. Ek smag na 'n nuwe seisoen, dat u 'n wonderwerk in my lewe kom doen, wat my sommer na 'n hele nuwe seisoen toe sal vat. Ek wil nie aangaan soos ek aangaan nie. Ek wil nie net oorleef nie. Ek wil hê u hand moet op my lewe wees so duidelik, dat ek nie net dit geniet die see nie, maar dat dit kingdom purpose het. Dat ek dit kan deel met ander mense, dat ek die wêreld kan gaan vertel van die Here Jesus en wat hy in my lewe doen. Dat my getuienis ander mense se geloof sal opwakker en aanwakker en bemoedig. Dis die storie wat ek wil hê. Ek bid Heilige Gees, elkeen van ons is op 'n ander plek in die journey, maar dat u elkeen van ons sal ontmoet vandag. Soos u wil en soos ons nodig het. Dat ons in die proses kan wees, dat u ons kan voorberei. Kom praat met ons, Here. Here, u weet ons is eenvoudige mense. En ons het partykeer net bietjie clarity nodig. Maar ons besef ook, ons moet stil word. Jesus, en veral vandag, die lewe is so gejaagd en besig, en ons gaan nie hoor wat u vir ons wil sê as ons nie stil word nie. So my gebed is, dat hierdie mense sal hoor wat u vandag vir hulle sê, jy moet by my voete kom sit. Jy gaan nie net op die hardloop bid daarvoor en hoor wat ek vir jou wil sê nie. Daar's te veel ander stemme in jou lewe. Kom sit by my. Kom luister na my fluisterstem. Dis ons commitment om dit te doen, Here. En ons vra, praat met ons. Ons sal luister en ons sal gehoorsaam. Want ons is opgewonde en ons glo. Here, dis ons kreet vandag, ons glo. En dit wat u vir ons sê. Ons bid dit in die naam van Jesus, die naam bo alle name, en ons sê dit saam as 'n familie. Amen.